Ons is bly vir die wat kom kuier het. Net so daar van die ander waters af. Almal welkom voel werk. Welkom vandag. Geniet dit saam met ons. Ons vertrou dat die Here vir ons sal 'n wonderlike woord gee vanmôre. Ek weet nie of die water dan die mense nou in die kerk het hou vanoggend. Dan maar vreeslik. Pieter, ons dink daar ook Pieter dat die ou gesond raak. Ons dink sommer aan 'n paar mense wat ons gehoor het dat nie lekker is of bietjie verkouerig is of so. Dat die Here hulle sal aanraak, gesond maak. Dink daar aan ons ou voorsanger daar op die ander kant in die aard. Is nog nie daar. So alles op pad. Okay. Nee, maar dis reg. Ons dink aan hulle ook so prys die Here daarvoor. Ons gee sommer net so vinnige goedjies deur. Ons is dan nie so trok met ons, ek dink teen hierdie tyd weet, miskien kan ons wat toemaak, dat die een wat dan nog inkom moet klop. Self die Here klop maak. Ons ken ons nou al ons storie van Sondag soos hierso. Ons hoef seker nou nie te sê ons is Sondag hier 10:00. En dan Woensdag het ons baie lekker lering. Regtig ons kuier omtrent daar saam. En ons gesels saam en ons kry woord en ons word gevoed. Verstaan so, prys die Here daarvoor. Donderdag het ons lekker bid hier. Moenie mis die mense, dis die kragpilare van die gemeente. Dis ons gebedtyd. As ons nie kan bid nie, is 'n gemeente niks werd. Regtig waar, dis ons intercessors en ons mense wat intree, wat 'n gemeente hou vas. Anders is ons maar net nog 'n gemeente. Ja, en Vrydag is Vrydag voor sang. Die wat wil kom saam, sommer net saam sing ook man. Jy kan sommer net kom saam sing as jy voel die week het jy 'n bietjie getap, kom sing sommer net saam. Dis ook lekker. En dan wil ons daarom net vir almal wat betrokke was met ons vroue naweek dit was 'n groot sukses geweest. Ons het almal gehelp en mense wat gegee het en ons wil werklik vir almal sê baie dankie. Dit kos, maar 'n mens gee dit mos nou vir die evangelie in. Op die einde van die dag, ek weet die Here het mense aangeraak. Amen. Regtig aangeraak. Ons prys en loof van Vrydag aan was uit die boeke uit. Regtig waar hierdie klomp vrouens en ons het gedans gisteraand hier. Dis 'n Saterdag aand dansery. Dis 'n hele dansstorie hier gewees. So amen man, dis lekker. Dis lekker as jy so vir die Here kan losmaak. So 'n vaste bedryf. So is daar iets wat ek miskien geskiep het? Ek kan nie weet. Plaasmark. Oor die plaasmark van einde van die maand 28ste. Moenie die plaasmark vergeet. En dan dink ons mos nou aan die mense wat Israel toe gaan. Yes, amen. Nee, ons doen nie. Ons bring vir ons iets lekkers saam. Amen. Kom ons sluit ons oop. Vader, ons verheerlik U naam, my God. Alle eer kom aan U toe. Soos wat die onsse Vader vir ons leer, onsse Vader wat in die hemel is. Net U naam mag verheerlik word, Here. En vanoggend kom ons en ons bid, o Heilige Gees, dat U vir ons sal leer en dat U ons sal help om net God se naam te verheerlik. Dat U ons die leiding sal gee en dat U ons sal help in alle opsigte, ook waar ons harte vanmôre miskien soekend is, miskien borrel ons vol vreugde. Filippense 4:7 sê so mooi, U borrel saam met ons. Ons vind ons vreugde by U. En daarom prys ons U, Here. Ons loof U en ons eer U daarvoor, Here. Want daar is niemand soos U nie, my God. Dankie o Heilige Gees dat U ook vanmôre in elke een wat in die gemeente is vanmôre se hart sal werk. Ook vanmôre die wat miskien kyk daar buitekant, Here, ons weet dat elke een het vanmôre 'n honger en 'n dors na U, my God. 'n Honger en 'n dors wat hierdie wêreld nie vir ons kan gee nie. Net alleenlik U. Daarom eer ons U vanoggend, Here, omdat U welkom is in ons midde.
anders is dit maar net nog 'n diens. Maar as U hier is, Here, dan is hier vuur. So ons prys U daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. As ek kom ons sing lekker, kom ons wys hoe lekker het ons gesing, so dat ons dan nie skaam weer vanmôre nie. Kom ons sing uit ons harte uit. Kom staan. Groet die persoon voor en agter jou. Die baie welkom. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Jesus Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Jesus Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Jesus higher, lift Jesus higher, lift the bar for the world to see. He said if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift him up for the world to see. He said if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Amen. Julle wakker? Yes. Amen. Kom ons sing. Laat die krag op ons neerdal. Laat die liefde wees soos 'n pylsvis. Laat die krag op ons neerdal. Laat die krag op ons neerdal. Laat die krag op ons neerdal. Laat die liefde wees soos 'n pylsvis. Laat die krag op ons neerdal. Laat die krag op ons neerdal. Laat die krag op ons neerdal. Laat die liefde wees soos 'n pylsvis. Laat die krag op ons neerdal. Laat die krag op ons neerdal. Laat die krag op ons neerdal. Laat dit liefde wees soos 'n pylsvis. Laat die krag op ons neerdal. My doop gestaan, my leef, my doop gestaan. My leef, my leef, my leef,
op die wolke om ons te kom haal. Ons glo dit, alles binne in ons. En daarom is U my resting place. My resting place. Your resting place, in your arms are safe, and you let me know you are in control. You embrace me now with your mighty power, so that I can sing glory to my King. Now we all proclaim, mighty is your name. You're the Son of God. You're the Son of God. You're my resting place. In your arms I'm safe, and you let me know you are in control. You embrace me now with your mighty power, so that I can sing glory to my King. Now we all proclaim, mighty is your name. You're the Son of God. You're the Son of God. Dankie Here, Halleluja. dat ons weet, U is God. Dankie Here. Ek wil die Here maak 'n weg vir my. Ek wil die Here maak 'n weg vir my. As ek op die weg leef, sonder aan voet en streef, ek wil die Here maak 'n weg vir my. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Ek Wil die Here maak 'n weg vir my. Ek wil die Here maak 'n weg vir my. As ek op die weg leef, sonder aan jou voet en streef, ek wil die Here maak 'n weg vir my. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Amen. Dis ons laaste lied, dat ons in aanbidding ingaan voordat die woord vir ons gegee word. Ons sal U loof, U weldade roep. U naam sal ons eer, almagtige Heer wat dien en wonders te doen.
nou vir u. Ek wil net my loop water kry. Die mense, as ek hulle nie gesien het in die kerkie, dan wonder ek waar is hulle. Ek sê mos niks sien. Amen. Wie, ek het vanmorgen nou een kostbare stukkie. Wie mens lees baie keer die woord van die Here en dan, ons lees hom maar net. Dat ons dan net so 'n bietjie gevoed word, en dan moet so die ergste skuldgevoel en 'n ander lees hom met regtig met oorgawe, omdat jy ietsie wil hê. Is dit die waarheid? Maar wie, daar is soveel mooi in die woord van die Here. So kosbare geheime, wat dan weggesluit is. As jy dit net lees in die gees. Nou kom ek wil vanmôre vir jou iets sê, voor ek nou begin bedien of enigiets. As jy Johannes 3 vers 16 gaan lees. Ons lees vanoggend vir Johannes 3 vers 16, en dan gaan lees ons 1 Johannes 3 vers 16. Kyk net daar. Kyk nou net daar, wat gebeur hier nou vanoggend. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, so mooi, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou wat sê hy hierso? God het sy seun gegee, om te kom sterwe. Is dit wat daar staan? Ja, dit staan daar, om te kom sterwe vir my en vir jou. Sy seun het vir ons kom sterwe. Nou kyk wat sê 1 Johannes 3 vers 16. Ja, die woord is dan vol stukkies. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broeders afgelê. Is dit nou nie kosbaar, ja? Jesus het sy lewe kom gee, nou is dit ons beurt. Is dit nou jou per toeval? Ha? Niks in die lewe is mos per toeval. So die Here het sy lewe kom aflê vir my en vir jou. Nou moet ons lewe aflê vir ons boeties en susters. Amen. Jo, die woord is dan vol geheimpies, as jy hom net loop soek. Wat sê Matteus 7 vers 7? Hy sê soek totdat jy vind. Nie net sê soek en jy sal vind, hy sê soek totdat jy vind. Totdat jy vind, kyk nou wat so groot goeders kom nou hier uit. Lewe is daar maar lekker man. Maar ek is nou nie daarby nie, dit was nou net vir my 'n besonderse stukkie, wat ek graag met ons wou deel. Ek is eintlik vanmôre op 'n heel ander missie hierso. Ons het nou lekker Pinksterweek gehad man. Is u ook opgewonde? Ja, prys die Here man. Eerslik, as jy nie opgewonde, dan moet jy nou vuur kry. Dan moet ons ou mater weer laat kom, laat hier vuur kom man. Dit is lekker man. So ons het hierdie hele week, het ons Pinkster gehad, en nou moet dit Pinkster mos in jou hart ook begin raak. Is dit nie waar? Jo, ons kan maar dan nie net, laat die Here moet bly sterwe en bly sterwe. Ons moet dan ook nou slag sterwe in onsself, laat hy in ons kan opstaan. Dat daar kan lekker lewe in ons kom man. Ons is mos dankbaar vir wat God vir ons doen. Is dit nie waar? Jo man, dit is 'n lekker storie. Maar ek wil vanmôre met ons deel, en ek wil gesels met ons. Ons is met Pinkster besig, en ons sluit nou vandag daarmee af. Net met die week, maar ons gaan met Pinkster aan in ons harte mos. Ja, hy stop nie vandag nie. Ja, nee wat, nee, hy kan nie sommer net so gebruik word. As hy loop stop, dan stop ons hele lewe. Ja, as die Pinkster in ons lewe, joh man, dan is daar niks nie. As Christus in ons is daar niks. So ek wil vanmôre 'n vraagie vra. Wat beïnvloed jou lewe? Wat beïnvloed jou lewe? Wat se inspraak is in jou lewe? Nou ons kan vanmôre oor baie dinge praat oor wat beïnvloed jou lewe? Wat het gemaak dat jy vanmôre hierso sit? En 'n mens moet 'n bietjie gaan 'n introspeksie doen en bietjie gaan binnekant kyk en sê, Here, wat het my lewe beïnvloed? En wat beïnvloed my lewe tot nou toe? Nou ons kan daar's klomp goed wat jou lewe kan beïnvloed, maar wat beïnvloed jou lewe werklik positief? Sodat jy kan vanmôre sê, joh, dis Pinkster in my hart. Wat beïnvloed jou lewe werklik vanoggend?
Ons kan mos nou baie waar ons groot geword het, kan 'n invloed in jou lewe hê. Die manier hoe jy groot geword het, kan 'n invloed hê. Jou dorp kan 'n invloed hê. Vriende kan 'n invloed hê. Die kerk kan 'n invloed hê. Slegte vriende kan 'n invloed hê. Verstaan jy, so baie kan 'n invloed hê. Maar wat se invloed het vanmôre in jou lewe dat jy vanmôre kan sê prys die Here? Dis baie belangrik vanmôre. Nou, ek wil vanmôre praat oor een van die grootste dinge wat invloed in ons lewe het. En dis 'n keuse. Keuses. Verstaan jy? Keuses het 'n baie groot invloed in ons lewe. Daar kan baie goed in ons lewe invloed hê. Maar die grootste hiervan is 'n keuse. Is dit nie waar? Ons hele lewe bestaan uit keuse, mense. As ons nou begin, sommer hier by skool ou, daar het jy keuse. Ma en pa gee gewoonlik as jy daar so in 'n stad is, by watter skool wil jy gaan? Waar wil jy gaan studeer? Vir wat wil jy gaan studeer? Verstaan jy, so gaan ons hele lewe aan. En dan het ons, as ons nou bietjie meer na die geestelike se kant toe kom, dan begin ons ook 'n keuse maak. Verstaan jy, ons het mos nou 'n besluit in ons lewe, hoe jy groot geword het. Jy sien, ons gaan mos nie voor die Here kan loop staan en sê, maar my pastoor of my dominee het vir my so gesê. Of my vriendin, of my mentor, of my vriende, of wat ook al, het vir my so gesê. Nee, ons gaan voor die troon van God staan oor 'n keuse wat ek en jy gemaak het. 'n Besluit wat ek en jy gemaak het. So dit is vanmôre verskriklik belangrik dat ek en u, en dit moet nie net 'n woord wees nie. Ek wil hê jy moet vanmôre hierdie woord vat en hy moet soos 'n swaar klip vanmôre in jou hart lê. Hy moet in jou mind lê, want dit gaan vanmôre oor lewe en dood. Verstaan, want niemand wil mos oor hemel en hel praat nie. Nou ek sê vanmôre vir u, as jy die verkeerde keuse vanmôre gaan maak, gaan dit jou lewe of positief of negatief beïnvloed. Verstaan nie vanmôre, dis uiters van belang. En dis hoekom ek sê, dat dis nou wonderlik om 'n keuse. Ons word mos groot, baie van ons het in die kerk groot geword. En wonderlik en pragtig, en Jesus, die kerk het vir ons soveel reëls en regulasies neergelê, dat jy weet later meer waar is jy nou, kop of ster, waar jy probeer survive net hier, om hier uit te kom in. Ja, verstaan jy, so daar soveel reëls en regulasies, moet ek die Bybel 100 keer deurlees om gered te word, moet ek ten minste, soos hierdie klomp moslems, ten minste 50 keer hier loop buig. Verstaan jy, dis alles keuses in ons lewe, besluite wat ek en jy moet maak. Nou vanmôre kan ek vir jou met sekerheid vanmôre een ding sê, dat God bring ons by 'n kruispunt. Een of ander tyd in jou lewe gaan die Gees van die Here, want dis waaroor ons vanmôre praat, is die trooster wat gekom het. Om ons te kom lei in sonde, geregtigheid en oordeel. Ons moet nie hierdie goed vergeet, die mense. Sonde, jy sien, niemand wil praat oor sonde. Want omdat ek sê vir jou een ding vanmôre. As 'n ongeredde, nou die dag, ek dink ek vir Jan of hier, maak ook die saak. Gesê as 'n ongeredde mens by 'n kerk instap, en hy stap net so lekker nice hier uit, dan het die prediker niks bereik. As jy as kind van die Here hier instap, en jy het nie iewers 'n roofie afgekrap nie, dan het ek vanmôre niks bereik nie. Verstaan jy? As jy vanmôre hier instap met die verkeerde gesindheid, en jy stap hier met daai gesindheid uit, het jy niks bereik nie, want jy het jou oor toegemaak vir die Heilige Gees van God se inspraak in jou lewe. Jy sien, want hy praat van sonde, en die Gees van die Here leer ons wat sonde is, mense. Jy sien, ons speel met sonde. Ons hoor die Gees van die Here, ons hoor hom, maar ons onderdruk sy stem. Jy sien, hoeveel van ons loop al 'n lang pad met die Here, maar ons loop en speel nog altyd, asof daar nie 'n tyd in ons lewe gaan kom, wat gaan finaal wees. Of daar jy sien, ons lewe asof ons permanent hier op aarde gaan lewe. Verstaan jy, en omdat ons die Gees van die Here onderdruk, die trooster wat wil vir jou gereed kry vir hierdie wonderlike dag wanneer Jesus kom. Dis vanmôre van uiters belang, mense, dat ons die stem van die Heilige Gees van God moet kan leer ken.
Hoor baie mooi, as ons nie die stem van die Gees van God leer ken in ons lewe nie, gaan jy verdoem word. Kom ek sê vir jou, die woord van die Here sê vir my, daar's vir jou net een pad en dis die hel wat vir jou voor. Moenie met sonde speel nie. Moenie met sonde speel nie. Ons karring en ons speel en ons maak asof dit niks is nie, maar die trooste, die Gees van die Here, ons bedroef die Heilige Gees van God in ons lewe. Jy sien, ons staan nie op nie. Dis wat die woord wat ek dink laas Sondag gesê het, wat die Here vir ons in Hebreërs, hy sê, julle moes al predikers gewees het, maar omdat julle, weet hoekom, omdat ons die Gees van die Here bedroef, is ons nog nie daar. Want as jy groei in die Here, as jy sonde los, en die geregtigheid najaag, want hy sê, praat van sonde, geregtigheid en oordeel, as ons die geregtigheid van God najaag, die woord van die Here, jou hele hart en siel, Here, ek wil nie meer doen wat hierdie wêreld doen. Ek het geen belange in hierdie wêreld. Jy sien, as ons daar kan kom in hierdie punt van ons lewe en sê, Here, ek is moeg. Verstaan jy, weet ek is so opgewonde op Bali. Dis vir my altyd so lekker om by 'n punt in my lewe te kon gekom het. En voor 'n kruispad gekom het. Ons sit almal met 'n getuienis. Ons almal sit met 'n getuienis, man. As jy nog nie gered is, moet jy sorg dat jy gered word vandag. Amen. Want niemand kan jou garandeer as jy by daai deur uitstap, jy gaan lewe nie. Hoor baie mooi. Jy moet seker maak as jy daar uitstap dat jy God in jou lewe het. Want jou lewe kan vandag eindig. Ek het nou Janie Silver het baie rondgery en ek sal nooit vergeet, ek het dit al hier gesê, wat hy altyd gesê het, nou Willie, ek weet nie hoeveel van hierdie mense wat ons so besoek het, gaan ons weer sien. En dit is waar, ons het baie van hulle nooit weer gesien nie, die streep is getrek. Wie, want baie van ons kom vanmôre, iewers in ons lewe, want die Gees van God, die trooster, wil ons almal op 'n punt in ons lewe bring. Dis hoekom Jesus hom gestuur het. Dis hoekom die Heilige Gees in ons midde is, mense, om ons van hierdie sonde en hierdie laat hy binne in ons harte, laat ons kan begin kyk hier binnekant, man. Anders beteken Pinkster vir jou niks nie, man. Anders beteken die Here Jesus vir jou niks nie. Anders beteken kerk toe gaan en bid en al hierdie mooi skynheilige getuienis vir jou niks nie. Verstaan jy, want as ons nie in 'n kruispad, ek prys die Here vir 'n kruispad in my lewe, wat ek besef het, maar ek is op pad na nêrens. En wie het dit vir my gesê? Die Heilige Gees, omdat God ons so lief het, mense. Omdat God ons so lief het, bring hy ons voor 'n kruispad. Weet, dis wat, ek het die teks gelees, prys die Here, ek wil die teks, hoor wat sê die teks, man. Ek is al so veel, ek preek al sonder 'n teks. Jeremia 6 vers 16 en 17, hy sê, hoor, die Here is dan wonderlik in sy woord. Man, hy kan ons vermaan uit liefde. Verstaan jy, God vermaan uit liefde, nie omdat hy jou haat. God bring jou by 'n kruispad in die lewe, omdat hy jou lief het. Hy bring jou hier by 'n keuse. Hy sê mos in sy woord, jy kan kies. Nooit dwing God hom op ons af. Nooit. Die Heilige Gees dwing hom nie op ons lewe af. Nooit. Ek en jy het 'n keuse. En dan sê Filippense 4 vers 7, verbly jou in die Here, man. Het jy vreugde vanmôre? As jy nie het, die kry dit. Jy moet dit bly nie vinnig kry, man, want jy's besig om verlore te gaan. Roer 'n bietjie die water, man, dat daar blydskap kom. Wat sou swartgalligheid, bitterheid en vrekheid. Nee, man. Prys die Here, man. Ons gaan nie die vyand plek gee in ons lewe nie. Nooit. Hy kry nie plek. Hulle is aan man prys nie. Hierdie klomp vrouens en dan hulle uit hulle sokkies uitgehou gisteraan. En moet nou nie praat van saligheid. Ek prys die Here, man. Weet, dis blydskap, man, dis vreugde. Hoe kan ons sê die vreugde van die Here is in ons lewe? Hoe kan ons sê ons het die Heilige? Want die Heilige Gees se karakter is blydskap, vrede, vreugde en so gaan dit aan. Die vrug van die Gees. As jy dit nie het, jy kry dit, man.
Dis nie met jy kry dit nie by die apteek nie. Jy kry dit ook nie daar by die borrelstoel nie. Nee, jy kry dit ook nie by die zon nie. Nee, jy kry dit net by die gees van die Here. Nee, jy gaan dit nie by jou chommy kry nie. Hy is nou net weer as hy in die krul. Jy kry dit net by die Heilige Gees. Prys die Here, maar kyk wat sê die Here hier Jeremia 6 vers 6. Hy sê so spreek die Here. Staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie. Kyk wat sê die Here. Hy sê gaan staan so bietjie stil. Hy sê staan so breek so bietjie. Kyk so bietjie na jou ou paaie. Na die ou weë. Hoe het ek gelewe voor ek die Here geken het? Is dit nie wonderlik, man? Verstaan jy, God wil, jy sien, wat het met die Israeliete gebeur? Hulle is hier in die woestyn, en jy sien, die oomblik as dit te goed gaan, dan moet God ons nou eers weer terug rooi see toe. 2 tree, 3 tree terug. Nee, man. In ons geestelike lewe is dieselfde, man. Verstaan jy? Want ons kom by 'n kruispunt en die Here sê by hierdie kruispunt, Willem, breek so bietjie. Nou, ou ongeredde ding, dronklap. Hier, hy sê, wow, kom ek breek. Ek wil net hê jy moet vir 'n oomblik stil staan, want God beplan sulke dae in jou lewe. Hy bring situasies in jou lewe. Hy bring omstandighede in jou lewe. Al moet jy alles verloor, man. Prys die Here. Ek sê nie dis nodig nie. Maar as dit moet, dan moet dit so wees. Want die Here soek jou by 'n kruispunt. Hy wil hê dat ons moet loop breek. En dan is dit lekker, man. Ek weet dis die slegste om alles te verloor. Om eers te kan luister dat hierdie blerrie goed wat my ma al so getrek het. Is dit perskes? Ja, dis bly die perskes, want ons luister nie. Kry die perske oop, man. Jene, steek 'n bietjie daai eerbad daarin en krap 'n bietjie, want daar is te veel was daar binnekant. Yes, man. Maar die Here is vir ons wonderlik en hy wil deurkom, Lekker, man, lekker. Hoe sê lekker, man, lekker. Dis soos God is. Dis wie God is, man. Ek is vol vrede. Ek is nog nie 'n suur Christen. Nie oomagtig. As ek na 'n Christen kyk en hy Nee, daai stof is ek vir daar. Is 'n God se karakter. As hy sê vreugde. Dan ons is bly, man. En as ek preek, is ek bly. As ek bedien, is ek bly. Want dit is my lekker hoor om God te praat, man. Ek is bly. En ek maak jokes. Ek is nie simpel nie. Maar ek hou daarvan om jokes te maak, want dit is mos vreugde, ek dien die Here. Jy sê, ek wil mos daai spark afgee. Iets moet jou trek, net jou gesig nie. Nie mooi, genade, party se gesig is so suurlik. Suurlemoen sal nie werk. Kyk wat sê die Here, hy sê, gaan staan so 'n bietjie by die ou paaie. Waar nog die goeie weg is. Hy sê, spreek neer, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie. Waar tog die goeie weg? Hy sê, gaan staan by jou ou pad, staan by die kruispunt en vra, waar is die regte pad? Die goeie weë. Gaan staan by jou ou weë. Wie mense wat se kragtige woord is hierdie? Wie hoe kragtig is dit? Here, jy sien, God wil hê ons moet ons hart ondersoek. Dit is hoekom hy sê gaan stop. Wow. Weet jy waar is jou pad? Here, ek besef nou. Verstaan jy daai oomblik as ek niks het nie, as die ou wyn uit die glas uit is en die glas is leeg van die ou wêreldse dinge, die chommies is weg, die ching is weg, die vrou is weg, die man het geloop, kinders is op strate, omstandighede is gemors, as dinge donker raak, dan sê die Here, raak so 'n bietjie stil. Wil jy nie vra, wat is die goeie pad? Ondersoek 'n bietjie jou hart. Dis wat God wil hê. Dis wat hy wil hê ons moet by die kruispunt kom doen. God wil vir jou hê, hy wil hê jy moet jouself ondersoek en vra, die pad wat ek geloop het, Here, waartoe het dit my gevat? Mense, dis hoekom ek so oor 'n getuienis is. Verstaan jy, want 'n getuienis sê vir my, hoe het jou pad gelyk?
En ons almal is vrot geraamtes, man. Niemand kan 'n vinger na niemand wys nie. Want ons almal se geraamtes is net so lelik soos die ander een. Jy kan hoe godsdienstig groot geword het, jy sit met 'n geraamte. Jy sit met hom. Die een sin is net nog 'n bietjie vleis aan. Die ander een het niks meer aan. Verstaan jy? Maar jy's 'n geraamte. Klaar, jy het 'n geraamte. Verstaan jy? So God wil hê, hy sê hy breek jou hier en hy vra kyk 'n bietjie. Ondersoek jouself, ondersoek jou hart en vra vir jouself, waar het dinge in my lewe verkeerd geloop? Waar het dinge in my lewe verkeerd geloop? Dat ek nou by hierdie kruispunt kom staan. Is dit by vriende? Is dit hoe ek groot geword het? Wat het my beïnvloed? Wat het inspraak in my lewe gegee? Dat ek vanmôre by hierdie kruispunt staan? Wat is die aandeel van God dat ek vanmôre by hierdie kruispunt staan? Halleluja. Omdat hy jou lief het. Omdat hy niemand wil laat verlore gaan. Omdat God wil hê, ons moet uit hierdie kettinge uitkom. Uit hierdie dinge wat ons hou vas. Uit hierdie laste wat ons dra. Moenie dat trots maak dat jy bly sit in 'n gevangenis waar die deur oop staan. Wat sê 1 Johannes? Jy moet sterf. Jy moet sterf vir jou broeder. Hoe kan ons by 'n kruispunt staan en ons bly staan by hierdie kruispunt waar God met ons praat? Kyk wat sê die woord verder. Hy sê hier vir ons verder. Hy vra en dan sê, vra tog waar die goeie weg is, en dan sê, en wandel daarin, man, en julle sal rus vind vir julle siele. Is daar enige ander plek wat vir jou kan rus gee, soos God? Nie 'n man, nie 'n vrou, nie eens 'n kerk, nie eens die pastoor, nie die wonderlike pragtige gemeente, nie bitterlike goeie vriende nie, nie wonderlike geestelike vriende nie, nie 'n mentor nie, nie 'n ma of 'n pa nie. Niemand kan jou die rus en die vrede gee wat God ons kan gee. Dis hoekom ek verstaan jy hoekom ek so irriterend is oor gaan raak stil voor die Here. Want dis waar jou rus is. Het ons nou nie gestruggle genoeg, die mense? En baie van ons kinders van die Here loop struggle nog altyd. Hoekom? Omdat jy nie stil is voor God nie. Moenie loop 'n verskoning soekie. Jy het nie rus nie, omdat jy nie voor God stil is nie. Dis die enigste rede, mense. Hoekom sit jy nog met onvergewensgesindheid? Hoekom sit jy nog met bitterheid? Hoekom sit jy nog met wraak? Hoekom sit 'n mens nog met al hierdie ou verslawings? Hoekom sit, verstaan jy, ek wil nou nie al die ou goed, hoekom sit en struggle jy? Ons is meer voet by Grimse apteek as wat ons in die kerk is. Ja, ek sê dit. Ek sê nie as jy siek is nie. Ek sê maar, ons is meer by Grim, by die apteek, as wat ons by God op ons knieë kan kom en sê, Here, genees my. Amen. Yes. Want wat maak siektes? Wat maak vrees? Wat maak verwerping? Wat maak al hierdie goeders? Dit bring siektes oor ons mense. Maar as ons in die Here kan wees, man, as ons in sy rus kan beweeg, en ons los al hierdie moeds en moenies en goed wat ons so saamdra, hierdie godsdienstige gees wat ons, ons is so heilig toe, hy toe kan by. Maar Piet, ek het nog in Engels gesit. Verstaan jy mense, waar ons net in liefde die Here kan dien, want wat sê, wat is die grootste gebod? Wees net vir my lief. Hy sit nie laste op ons nie. Jy hoef nie 'n hoed op jou kop te hê nie. Jy hoef nie 'n sjerp, jy hoef nie lang al die klomp gemors nie, man. Dien net die Here. Dien net die Here, wees net lief vir die Here. Is dit soveel gevra? Mense, ek kan jou garantie, as ons vanmôre net kan oorgee, ek praat van werklik oorgee, dan het ons vryheid. Hy sê, by my is vryheid, my juk is lig. Want as jy hom lief het,
Wat sê 1 Johannes 3 vers 16? Dan het ek my boetie lief. Dan het ek my sussie lief. En ek is lief vir myself. Niks het praat met hoogmoed. Ek weet nie waar mense kom van dat jy vir jouself lief het as jy nou hoogmoedig. Niemand sê jy so stywe nek. Die liefde van die Here vir jouself is nederigheid, want ek is dankbaar vir wie hy gemaak het. Want jy sê ek is dankbaar dat ek by 'n kruispunt in my lewe gekom het. Ja, is dit nie wonderlik? Kom ek lees net die volgende versie, dat ek nou nie soos 'n professor met die Bybel rondloop. Hy sê, maar hulle het gesê, hoor hierso, ons wil nie daarin wandel nie. Jo, mense, ons wil nie daarin wandel. Kyk die volgende vers. Ek het ook wagte oor julle gestel en gesê, luister na die geluid van die bassein. Maar hulle het geantwoord, ons wil nie luister nie. Jo, is dit nie 'n groot beskuldiging nie? Hoor ons nie alreeds die bassein nie? Ons sien wat aan die gang is. Ons sien dit, ons beleef dit. Ons sien wat Timoteus praat van liefdeloosheid. Ons sien hoe sonde vermeerder. Ons sien hoe kinders van die Here begin uitsak op hierdie pad. Ons sien hierdie dinge, mense. Dis die bassein. Hier is die bassein blaas. En hier is nog 'n groter bassein, hy blaas. Hy praat, God het mense aangestel. Vir ons aangestel nie net hierdie ene nie. Verstaan jy, God het jou aangestel en sê, blaas die bassein. Waarsku die mense. Ons is die wagte wat God aangestel het om die mense te waarsku. Wat sê Jesegiel 3 of 33? Ek is seker, hy sê, ek het 'n wag aangestel. Is dit nie kosbaar? God het wagte aangestel, man. Moenie dit so dooi, jy sit te slaap op die job. Jy soos hierdie goed wat so voel by die uiteen. Ek het mos baie keer gehoor, jy moet 'n slag gewerk kry. Dan sê ek, Jesus, wie? Dit is dan my snaaks. Daai wat by die uiteen sit, hy het 'n werk en hy kry pay, maar hy sit 'n vrek op die werk. Hy slaap op die job. Ek wat voluit gaan, ek en jy, wat voluit vir die Here gaan, man. Nee, ons het nie 'n werkie, net omdat ons hier 'n pay kry. Kyk wat reg en verkeerd is reg. Dis soos die wêreld, man. God het ons aangestel as wagte mense. Het jy 'n Bobby Jan gesien, 'n Bobby Jan mannetjie? Hier staan hy. Wat sê die woord van 'n Bobby Jan mannetjie? Hy sit op diens, papa. Want dit wat hieronder, hierdie trop, is sy. Hy slaap nie op die job. Want het jy nou 'n klomp vrouens gesien as hulle drade gestrip. En daar word een kleintjie doodgeskiet of gebyt of gevang deur 'n tier. Daai klomp wyfie Bobbejane is bo op hierdie mannetjie. En hy kry goed pakslag. Want hy's op diens gewees. Hy moes gewaarsku het. Dis wat daar staan. Is dit Jesegiel 3? Dink van die wag. Hy moes gewaarsku. Mense, ons, elke een van u het 'n verantwoordelikheid vir daardie een wat by 'n kruispad gekom het. Om vir daardie een te kom help. Want jy sien ons het 'n verantwoordelikheid, want hierdie persoon staan voor 'n keuse. En hy weet nie waarheen nie. En ek en jy sit met die waarheid. Of het jy nie die waarheid nie? Lewe jy onder 'n skuilnaam? Kind van die Here. Jy lief. As jy nie die waarheid van God uitvat, jy's nie 'n leenaar, man. Jy leef onder 'n skuilnaam, godsvrugtig, maar jy het nie meer krag nie. Jy het nog nooit krag gehad nie. Verstaan jy, want jy wandel nie in die weë van die Here nie. Jy laat nie toe dat die Heilige Gees jou vernuwe nie. Verstaan jy, dis wat by die kruispad gebeur. Hy sê, kyk 'n bietjie rond by die kruispad. En doen 'n bietjie introspeksie, kyk 'n bietjie in jouself. Want jy sien in my eie lewe, kan ek vir jou getuig, en ek glo in elkeen van julle se lewe, die oomblik toe ek by die kruispad kom, en ek besef, maar ek is sonder Christus.
Toe nooi ek die gees van die Here in. Weet wat het gebeur? Alles in my lewe het gechange. My gebedslewe het verander. Verstaan jy, want ons het nie geweet hoe om te bid in die gees van die Here. Kyk hoe kosbaar is die Heilige Gees. Wie van jy, man, ek praat van hierdie nonsens gebedjies wat ons altyd so gebid het. Vreeslik hier by die nagmaal. Ons het ons altyd gekyk, daar waar ek in die kerk, ek moet nie name noem nie, maar die nagmaaltafel is net so lang. Daai ou oefen al 'n jaar om te bid. Hy kan nie uit homself bid nie. Hy moet gaan leer. Ek is doodseker aan lê verskrik en dan bid hy 'n vreeslike lang bid, langer as wat die predikant gebid het. Sonder krag. Ja. Wat doen die gees van die Here? Ons kan nooit gepraat het nie. Hier ek sê nou dat weer vir iemand, my eerste preek was so kragteloos, liewe Vader, dat ek self vervelig geraak het. Amper preek ek myself aan die slaapbaan. Want ek is sonder gees, man. Die hart was daar, maar dit is sonder gees. Want toe die gees inkom, want jy maak jouself nie bekwam nie, maar God maak jou bekwam. Die gees van die Here maak jou bekwam. Dis hoekom hierdie vrouens nie kan begin stil bly nie. Ek sukkel om hulle ding stil te kry. Halleluja, man. Verstaan, want die gees van die Here begin binne in ons werk. Ek kon nie bid nie, maar nou kan ek bid, Here. Here, ek kon nie gepraat het, ek het maar nou wat hier in is, nou praat ek met vuur, man. Ja, daar is nou krag in my woorde, want jy sien die gees van die Here manifesteer deur my. Nie ek meer self nie, nie uit eie krag nie, maar deur u krag, Here. Is dit nie wonderlik, ons gebed word verander. Verstaan, want ek het nie geweet wat om te bid nie, maar toe die gees van die Here by die kruispad in my lewe kom, toe weet ek wat om te bid. Want dit het vir my baie keer gevoel, ek weet nie wat om te bid, ek weet nie wat om te sê nie. Verstaan jy? Want dit is 'n moeilike storie. En ek het vir my so moeilik. Want dit is moeilik, mense, om met iemand te praat wat jy nie sien nie. Verstaan jy, want sonder die Gees, sonder die Heilige Gees voel dit vir jou, jy praat met niemand. Maar met die Gees, verstaan jy hoekom hy so belangrik in ons lewe is. Ja. Want met hom voel jy, ek praat met iemand. Ja. Hy moet nie binnekant begin lewe in jou. Hy moet begin manifesteer, hy moet begin skoonmaak. Dan voel dit nie vir jou plafon gebede nie. Dit voel vir jou, ek praat met iemand, want jy sien, die Gees van die Here begin doen dinge in my. Ek het ou gechankery, want ek weet waar kom die blerrie geheilery vanaf nie. Ek het ou liefde wat ek geken het nie. Ek wil nou mense net loop druk en squeeze en al wat 'n ding. Hier sê Here, wat gaan aan? Help my. Nee, die Here help jou, dis juist dit. Halleluja. Want jy het niks nie, man. Ons het nie liefde nie. Ons het niks in ons lewe nie, maar met God kan ons liefde skielik gee. Verstaan jy, want die Here het by die kruispad het hy kom genees. Die ou dinge. Hy het vir jou gesê, jy's op die verkeerde. Want hier's die nuwe pad. Hier's die nuwe pad. Is dit nie wonderlik, mense, om te kan weet dat in die nuwe pad is daar iets. Ek is nou skielik produktief, waar ek niks beteken het nie. Ek is te bang gewees om iets te doen. Verstaan jy, nou is ek produktief. Ek kan 'n verskil in mense se lewens maak. En mense kan in my lewe 'n verskil maak, want ek het 'n ontvanklike gees gekry. Want die Heilige Gees leer my. Verstaan jy hoe belangrik is die trooster in ons lewe? Dis Pinkster, my boetie en my sussie. Dis wat die Here in ons lewe, hy wil change. Hy wil ons voorberei. Sê Openbaring nie so mooi. Ek weet jy is 'n klomp leenaars wat weer wil praat. Wat se bruid, ons is nie die bruid. Pas op mense wie hierdie op Google gemors. En YouTube en al hierdie predikers. Pas op. Baie van hulle is, ek wil amper sê 99% van die bose uit. Pas op, wees baie versigtig. Ondersoek die woord van God en sê, hoor wat die Gees van die Here in jou lewe sê. Pas op, werklik. Ons is die bruid van die Here en die Here sê, ek het my trooster gestuur om my bruid gereed te kry. Ja. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Vat hierdie druk, man. Vat die houe. Vat die aanslag. Vat hierdie dinge wat na ons kant toe kom. Mense, hierdie goed maak jou sterk in die Here.
Dit gee jou krag, man. Dit maak die moeite werd. Wie, die Here, kan ek maar my baadjie uittrek? Ek gaan hom jou vir uittrek. Ja, want ek kry nou te warm. Ja, maar dit is warm, man. Prys die Here. Yes, ek is warm. Jy sien net waarom ek is oral warm. Halleluja, man. Dis nog wat 'n mens wil hê, ja. Wie die Here gee vir ons skielik, waar jy nooit gedroom het, die droom jy. Maar dit is nou nie meer hierdie siek drome nie. Nee, dit is drome, man. Jesus, jy loop raak wakker met 'n lied in jou hart. Skielik gee die Here vir jou visioene. Ek lê een aand, of ek natuurlik moet ek gelê het, want ek het nie geloof 'n visioen kry nie. Dat ek lê en die Here praat deur 'n droom met my. Sommige vroeg in my bediening. Vroeg in my bediening, wie ek het so seer gekry in my lewe van 'n morsel. Dinge wat ons oor onsself gebring het. Ons kan niemand blameer nie. As ons regte keuses van die begin gemaak het, sou ons nie gesit het waar ons sit, by 'n kruispunt. Net onsself te blameer. En ek en my vrou skynlik sit met hierdie diep worsteling. My eerste vrou. Toe maar daar's net 3 gewees. En ek skei, en daar's 'n diep seer binne my. Dis my kinders, daar's dinge, verstaan jy, die wat daar deur gaan, dis nie aan, dis erger as, ek wil amper sê, doodgaan. Verstaan, dis erger as om iemand aan die lewe af te gee. Want jy sien die persoon loop nog daar. Verstaan, dis hartseer goed. En ek sit met hierdie worsteling. En ek is kwaad. Ek is kwaad. En ek is kwaad vir een dorp, ek gaan nie name noem, ek wil nie mense, want dis nie net, mense, jy kan nie die almal vereenselwig onder dieselfde kam. En vroeg in my lewe droom ek van Jesaja 23 vers 5. Ek ken nie eers die Bybel. Ek ken nie die Bybel nie. En die Here gee Jesaja, hy sê dit gaan met daai plek gaan, soos met die hoerelied. Weet jy, ek sit te dink nou die dag, dat God is besig om daai hele geslag is besig om uit te sterwe sonder God. 'n hele geslag in daai dorpie is besig om uit te sterf. Ek dink daar's 2 oor, 1 of 2. Van daai hele is wat die Here vir my wys toe ek nog tot bekering gekom het. En ek sit en bid, ons wat so vra, Here, wat moet ek doen? Wat wil U hê moet ek doen? Met 'n ander, wie as ons harte, mense as ons harte voor die Here opreg is, sal God antwoord. Jo, dis so belangrik. Wat Ananias en Safira is, waaroor dit gaan net oor die geld. Dit gegaan oor die leen. Ons is baie keer Ananias en Safira. Ons lieg vir die Heilige Gees. Ons lieg vir die Heilige Gees. Hoe lieg ons? Ons sê vir mense, dit is so wonderlik en ons het dit gedoen, ons dat. Jy lieg vir die Heilige Gees. Jy lieg nie vir mense, maar jy lieg vir die Heilige Gees. Verstaan jy? So wat wil ek probeer sê? As ek en jy vanmôre opreg voor die Here is, dan sal God met jou praat. Die Here wil nie vir jou nou staan en wag hier. Mismoedig maak nie. Nee. God wil jou gebruik. Daar's mense wat verlore gaan. So God soek 'n hart wat opreg is en bereid is om uit te gaan. Daar's mense wat soek na die Here. So God soek mense, man. God soek 'n instrument waardeur hy kan praat. En God sal nie vir jou stuur na die hoë's as jy nog hier is nie. Hy gebruik jou op die level wat jy gegroei het. En soos jy groei, so gebruik die Here vir jou. So moenie laat die vyand, net nou stuur die Here my. Nee man, wees jy net sê, dankie Here, hier sê die Here. Dis al. En ek droom en ek vra, Here, wat is U plan vir my? Wat wil U hê? Want ek is by 'n kruispunt in my lewe. En die Here gee vir my 'n visioen, wat ek jare daarna eers besef het, dis 'n visioen gewees. Waar ek in Keetmanshoop op 'n paviljoen staan. En duisende mense staan daar op die rugbyveld. En ek preek, hoor dit gaan nie oor my nie. Asseblief, ek moet nou nie daar hier blaas alweer beel nie. Gaan oor die visioen wat God vir jou en vir my.
En ek maak so. En ek sê, Heilige Gees, hoor u? Heilige Gees. Dis al wat ek onthou van die visioen. Ek onthou niks van wat ek bygesê het of wat. Ek het net sê Heilige Gees. En mense val onder die krag van God op hulle knieë. Amen. En hulle roep God aan. Dis ook jou visioen. Dis nie net myne. Elke een wat in die Gees wandel. God wil jou gebruik om lewens te verander. Ons kan nie by die kruispad bly staan. Here, wat moet ek doen? Hier by die kruispad. Ek moet vorentoe. Ek kan nie hier net staan en rondkyk, ja. Is dit nie waar nie? Wat is die beste vir my? Wat sê Handelinge 2 vers 38 of 37 gesê? Hulle sê dat wat moet ons doen? Wat moet ons doen om gered te word? Bekeer jou. Bekeer jou van jou ou paaie. Ons dink as ons die Here aangeneem het, is jy nou reg. Bekeer jou van jou ou weë. Daar's nuwe weë. Is dit nie wonder? Daar's nuwe paaie mense. Daar's iets om na uit te sien. Jo, mense. Ek weet ek kan vir jou aansteek. Ek glo jy is baie bekommerd. Ek vir jou kan aansteek wat in my hart is. Wat in my lewe, wat ek ervaar, man. Ons het nie nodig om so bedruk te lyk en te voel nie. Nee man. Breek met die verkeerde. Breek daar by die kruispad en sê, joh, Here, ek staan alweer miskien by 'n kruispad. Ek het mooi gestap. Dinge het mooi geloop, maar nou staan ek alweer vanmôre hier. Daar's dinge wat moet uitsorteer word. Want jy sien die trooster het jou weer by die kruispad gebring. Ek sê jy vergeet waar God jou uitgehaal het. Moenie vergeet. Kyk rond en moenie soos hierdie sê en hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het nie geluister toe die bassein blaas. Mense, elke preek waarna jy luister, elke woord wat uitgaan na jou toe, elke profeet wat God na jou toe stuur. Ek sê profeet, ek praat met iemand wat die woord van die Here kon getuig. Elke een is op jou boekrol. En eendag gaan hy afspeel. Ons het vanmôre 'n keuse oor dit wat met ons gebeur het in die verlede. Los dit. Ek weet dis nie maklik nie. Want jy het die gees van die Here se krag nodig. Jy kan dit nie op jouself doen nie. Jy het nie die krag om dit op jou eie krag te doen nie. Daar's lelike goed wat met ons gebeur het. Lelike goed. Ek wil nie uitsonder, maar wie ons vrouens gaan tydjie deur lelike goed. Molesteerings. Mense. Verkrachtings. Eie paas. Neefs. Ooms. Wie wat se letsel los dit in so arme vrou se lewe? Waar is ons manne? Ons lyk net so. Maar as jy nie hier deur gegaan het, jy moet ons leer. Ons moet kan leer. Jy sien, dis waar God in die huwelik weer so kosbaar deurkom. Laat ons mekaar kan, sy emosies kan leer ken. En net die gees van die Here kan jou hiermee help, mense. Want God het ons manne hoof gemaak. En hy sê, staan jou vrou by. En vrou, staan jou man by. Staan by mekaar. Sodat deur kommunikasie hierdie emosies kan uitgesorg word. Want die gees van die Here gee ons die wysheid wat ons nodig het. As man en vrou. Om hierdie goed uit te sorg. As ons hier by die kruispad voor die Here kom staan. Jy is nie per ongeluk vanmôre by die kruispad. Dis nie per ongeluk wat die Here vanmôre sê, kyk 'n bietjie rond. Kyk langs, kyk reg, kyk agter jou. Dis 'n bloedspoor partykeer wat hier agter ons lê. Hy's vuil. Hy lyk sleg. Maar die woord sê, kyk vorentoe. Want die weë vorentoe. Sjoe. Dis lekker man. Jeslik man, as ek jou so sleg sê. Jy sê, baby, dis 'n nare storie man. Ek trek sommer my broek op. As jy jou so vervolg, prys die Here man. Dis is so lekker om dit te hoor.
Eerslik, want hulle verneder jou voor mense. Hulle het met Jesus dit gedoen. Prys die Here. Ons het Woensdag juis daaroor gepraat. Prys die Here. Lekker. Want dis, jy sien, nou moet ek nader in die Here. God is daarom kosbaar. Deur die goeders bring hy jou nader. Amen. Tina, ek is so bly dit net. Hier staan, sjoe. Jy kom hier in sy teenwoordigheid. En hoe nader jy in God beweeg, hoe meer identifiseer hy dinge in jou eie lewe. Ja. So die goed is nodig. So wat, Here, laat jy ou klomp vir my roer. Dit bring jou in die teenwoordigheid van God se Gees. Yes. Hoe nader jy in God se Gees, hoe meer sien jy van jou tekortkominge. En hoe sterker word jy in die Here. Nou kom jaloesie en bitterheid van die ou klomp. Ja, verstaan jy, want ook in jou eie lewe, as jy voor 'n kruispunt loop staan, en jou eie lewe is uitgesort, en ons sit met hierdie bitterheid en jaloesie, dan praat ons uit hierdie uit. Ons wil mense help hieruit. Dis 'n verkeerde manier. So by die kruispunt, die Gees van die Here moet in my lewe kom, sodat hy hierdie goed kan suiwer, kan skoonmaak. Ons het hierdie is nie meer ons geselskap. Dis nie ons lewe nie. Here, ek wil 'n lewe in oorvloed hê. Dit gaan nie oor rykdom, ek weet nie waar, wie hierdie klomp voorspoed predikers, sit hom. Die voorspoed wat God van praat, is 'n pad met hom. Dis voorspoed, man. Dis voorspoed, man. In sy teenwoordigheid het ek alles. Wat sê Matteus 6 vers 33? Soek die koninkryk, man. Ander goed is, en sy geregtigheid, God se wil. Nou, dis nie altyd maklik om sy wil nie, maar as jou hart opreg is jy reg. Die ander goed kom deel, dis die pakket. Jo, prys die Here. Het jy iets ontvang van die Gees van die Here vanoggend? Ag, lekker man. Yes, ek vertrou dat elkeen buitekant ook iets vanmôre by die Here kry. Verstaan jy, ons het dit nodig, mense. Moenie moeg word as jy voor 'n punt in die lewe kom en God begin praat met ons. Dis liefde. Hy het gesterf, Jesus, nou moet ons sterf. Jy kyk hoe wonder, die woord is dan kosbaar, Jo. Die woord is so kosbaar. En dan sê, ek kom nooit sal die woord leeg terugkom. Daar is altyd iets. Al het jy ook net liefde geonthou, hou vas. Ons het reeds daar buite geverf op die muur. Jesus is lief vir jou. Glo dit. Hy wil nie hê jy moet in ballingskap lewe nie. Dis nie sy hart. So wat oor jou pad ook al mag kom, prys die Here. Wat oor jou pad kom, moenie, jy wie nou waar, wat, nee, prys die Here. Alles, jy sien, alles wat met jou gebeur, is met 'n rede. Ons verstaan nie nou nie, maar ons sal verstaan as ons daardeur is. Amen. Kom ons sluit ons. Vader, ek prys U naam vanmôre, my God. Ek dink ons almal kom partykeer maar by 'n kruispunt. Al stap ons 'n pad met U, Heilige Gees, is daar maar daar wat ons nie verstaan waartoe. Maar die wonderlikheid van alles is, Here, dat ons kan by U raad vra. Ons kan luister na die wagte op die muur. Ons kan luister na die Heilige Gees se inspraak in ons lewe. Ons moet net 'n ontvanklike gees hê, ons moet 'n oop gemoed hê, ons gedagtes moet oop wees. Ons denke moet U denke wees. Ons moet sien wat U sien, ons moet praat wat U praat. Ons moet hoor en luister, nie hoor en nie luister. Dis die enigste vereiste. Wandel saam met my. Sit jou hand in my sterk hand. O Here, dis so kosbaar om vanmôre dit te kan weet. Om dit te kan weet. Dat U ons so lief het. Dat U trooster gestuur het, Here Jesus. Om ons te kom gereed maak. O, as U kom op die wolke, ja, verseker, elke knie sal buig en elke tong sal bely voor U, Here.
dat U die koning, U die Christus is. Elke sondaar sal weet dat U Christus is. Elke satanis, elke moslim, elke mormoon, elke watse ding ook al, Here, sal sy knie buig voor God. Nie net buig, maar hy sal getuig. Waarlik, dit was Jesus gewees. En dan kan dit vir ons te laat wees, Here. Here, ons is te besig met ons eie doen dinge. Ons is te besig om ons kerke te adverteer. Ons is te besig om onsself te adverteer. Daar's niks van Jesus Christus hier. Ons is te besig as daar uitreikings, dis net hande op lê en alles word op Facebook gesit. Dis 'n groot doop en die hele ou storie en dan moet die alles moet mooi dat jy in die foto kan wees. Hierdie kant lewe ons in oorvloed en hierdie kant gee ons vir die arme, maar ons foto moet daarop wees. Ons moet preek. Waar's die Heilige Gees? Waar is U, my God? Nergens in hierdie prentjie. So ook in ons gemeentes, my God, daar waar predikers bedien, daar's niks van die Heilige Gees. Alles net oor onsself. Dis hoekom U in Esegiel 34 vir ons waarsku. Die herders wat ek aangestel het, het my teleurgestel. Maar Jesus sal kom deur sy Gees en hy sal self die herder wees. Soveel duisende mense sal tot redding kom, omdat hulle die Gees van die Here se stem begin luister, begin hoor, omdat hulle by 'n kruispunt in hulle lewe kom, en daar by die kruispunt, daar ontmoet U ons. Ek prys U. Ek dank U, Here, vir die kruispunt in my lewe. Was daar nie 'n kruispunt, die Here, was ek nie vandag hierdie. Was daar nie 'n kruispunt vir baie van ons wat vandag hier sit nie, was ons nie hier nie, Here. Maar dat ons sal rondkyk en sê, Here, is dit U. Wat moet ek doen om gered te word? Roep Jesus aan. Roep Jesus aan. Met jou alles, roep Jesus aan. Ek eer U vanmôre. Ek gaan so bietjie, die Gees van die Here lê op my hart om vanmôre so bietjie taas te gee. As daar so van U is wat ook net 'n gebedjie wil doen. Kom ons sê haastig raak nie. As daar van U is wat haastig gesit ry. Maar kom ons wees stil en ons gee so bietjie taas. As daar vanmôre iemand is wat wil uitroep, nie kom preek nie, wat wil uitroep in 'n gebedjie deurgee. Here, ek wil ook sommer, al wil jy ook net die Here loof en prys deur gebed. Of sê Here iets op jou hart lê, wat iets kosbaar wat kan opbou. Kom bid. Kom ons deel dit met mekaar. Halleluja, ek gee so kort kans, 'n bietjie tyd daarvoor, dat ons 'n bietjie die Here se aangesig. Amen. Wonderlike, heilige, almagtige Vader. Dankie God, Heilige Gees, dat U elke dag na ons toe kom en ons kom wakker maak en met ons praat. En dankie Vader dat U vir ons kom sê, ek is die weg. Ja Vader. En U stuur vir ons die Heilige Gees om te kan sien en te kan weet wat die weg is. En die waarheid en die lewe. Help ons dat ons waarlik by die waarheid en die lewe sal kom, Vader. Maar voor ons dit kan ontvang, moet ons 'n keuse maak. Ek is die weg. Kom God, Heilige Gees, lei ons daarin, want ons wil U dien. Ons het U lief. Ons wil U naam verheerlik. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, vanmôre wil ek net vir U dankie sê, Here,
vir elke liewe struikelblok wat U op my pad gesit het, Here. Vir elke dingetjie wat gebeur het, Vader, wat my gebring het tot hierdie punt, Here. Wat my nader aan U gebring het, dieper tot by U gebring het, Here. Ek wil U loof en ek wil U prys, Here Jesus. En mag die ander mense wat vandag hier saam met ons hier is, Vader, dit ook sal ervaar, Here. Dankie vir die liefde in hierdie gemeente, Here. Marjorie het dit pastoor so mooi gesê, die liefde in ons gemeente is oorweldigend. Ek loof en ek prys die Here in Jesus naam. Amen. Here, ek wil ook net U naam groot maak vanmôre, Here Jesus. Die almagtige, die alomteenwoordige. Vir die kruispad wat ek ook gehad het, Here, waar ek moes stil staan en U aanneem, Here. Dankie dat U in daai tyd, Here, van my lewe by nie een kant gestoot het, Here. Maar dat U deur die Heilige Gees met my gepraat het, alleen. Alleen in 'n vertrek, Here, U het my gepraat. Want U geweet ek het U nodig. Dankie, Here, vir daai dag. Ek wil U al die lof, die eer en die aanbidding gee vir daai dag. Dankie, Heilige Gees, dat U van daardie dag af my nog nooit verlos het nie. Maar elke dag saam met my stap, vir my die pad wys, vir my die leiding wys. Here, kom weer eens vra dat U saam met my verder stap, Here, op elke dag. Dat ek my ore sal oopmaak vir wat U sê ek moet doen. Lei elkeen vandag, Here, wat daar op hierdie oomblik by 'n kruispunt staan, dat hy die regte besluit sal neem. In Jesus naam. Nou nog iemand wat op my hart voel? Amen. Weet jy, die Here lê dit op my hart, of die Gees van die Here lê dit op my hart. Vir baie, weet, ek het ook wel baie in 'n gemeente wat ek gebedien het. En op die einde van die dag, toe praat ek met die jeug. En terwyl ek met die jeug praat en 'n uitnodiging maak, toe kom die leiers van die jeug, dis 'n massive kerk, toe kom die leiers vir gebed vorentoe. Nou dis die mense wat hierdie stikkende tieners moes verder vat. En die Here wys my hoe stikkend almal is wat daar is. En vanmôre, daardie dag staan ek en ek kon instaan met elke kind, want dit gaan maar net oor ouerliefde, paas, maas. En ek kon daardie dag tussen dogters en seuns gestaan het en gesê het, en gehou vas het en gesê, ek staan in die eense plek wat jou seer gemaak het. En ek vra vir jou vergifnis. Want die pa is miskien nie meer daar nie, die pa is weg, oorlede, maas miskien nie, weet nie. Maar daardie dag lê die Gees van die Here op my hart om in te tree as hierdie ouer en te sê, sorry my kind. En vandag is ek doodseker sodat ek hier sit, dat die Gees van die Here ook vanmôre dit wil doen. Dat as van u so gemolesteer en seer gemaak is, man of vrou, ek weet nie wat aangaan, dan wil ek vanmôre die tussenman, maar dis wat God wil hê ons moet wees. Ek wil vanmôre daai tussenman wees. En ek wil jou vanmôre om die lyf vat. En ek wil sê, sorry vir wat pa aan jou gedoen het. Sorry vir wat ma aan jou gedoen het. Want daardie ding sit hou vas ons mense. Hierdie ding sit hou vas ons. Verstaan jy? Sorry my kind, omdat pa nie vir jou liefde gegee het.
Sorry my kind, omdat ma nooit vir jou liefde gegee het, of gesê het, ek is lief vir jou. Sorry daarvoor. So kom ons maak ons oop toe. Moenie rondkyk, en as jy vanmôre voel, ek het daai gebedjie nodig. Jy kan maar net so vinnig. Moenie rondkyk, ek wil nie ons moet skinder na die tyd. Ek het gesien, daai is aan, moenie dit, want die Here gaan rekenskap van jou eis as jy dit gaan doen. Want hierdie is 'n heilige oomblik in die teenwoordigheid van God. So kom as jy vanmôre voel, ek gaan jou nie vorentoe roep, moenie worry. Ek gaan net tussen beide tree. Kom ons sluit ons oë. Baie van ons het liefde nodig gekry en dit nooit ervaar. Baie. Kom ons steek ons hande so uit. Vader, ek bring vir hierdie sussie na U toe. Ek bring haar na U toe, my God, en ek, soos U vanmôre op my hart gelê het, o Heilige Gees, kom staan ek maar net as pa in haar plek, in sy plek. Kom staan miskien as ma in haar plek. En ek kom vra vanmôre, ek is jammer my kind. Ek is jammer, omdat ek nie deel van jou lewe was nie. Omdat ek nie daar was toe jy my nodig gehad het. Omdat ek nie daai liefde en drukkies gegee het, toe jy soekend gewees het na aanvaarding. Ek is jammer. Vergewe my. Vader, dankie dat U, o Heilige Gees, ook in haar lewe nou daai vergifnis sal bewerkstellig. Daardie genesing, my God, wat ons nodig het. Dankie vanmôre daarvoor, Here. Ons prys U. Amen. Here, ook vir ander wat vanmôre hier so sit en miskien nie die vrymoedigheid het om hier te kom staan. Here, ek bid vanmôre. Ek tree vanmôre in vir elke een. Ek kom staan as man van die huis, as vader. U ken U hart vanmôre. U weet. Daar's mos niks wat ons vir God kan wegsteek. Vader, ek kom staan in hierdie plek en ek sê sorry. Ek vra verskoning. Jammer my kind. Daar's tye wat jy my nodig gehad het. Tye wat jy my gesoek het en ek afwesig was. Vanmôre staan jy voor 'n kruispunt as gevolg van my. En jy weet nie hoe om die keuse te maak nie, want vader se inspraak of moeder se inspraak het ontbreek. Vader, maar ek staan vanmôre as instrument in U hande, staan ek vanmôre hier en ek tree in, my God. Omdat U dit op my hart gelê het, en ek vra vergifnis namens elke vader en moeder wat U hierdie inspraak gegee het. Ek kom staan vanmôre as instrument en ek sê, ek het jou lief. Ek het dit miskien nooit gewys nie, my kind. Pa het dit nooit gewys, maar ek is lief vir jou. Pa het dit nooit gesê nie, ma het dit nooit gesê nie, maar ek is lief vir jou. O Here, dan sê U so mooi, van nou af gaan ek jou vader wees. Amen. Ja, Here, baie dankie. Baie dankie. Dankie vir dit wat U doen, o Heilige Gees, in hierdie mense se lewe, in Port Nolloth se lewe. Halleluja. Ons prys U, Here. Here, mag hier meer mense opstaan. Ons land val uit mekaar as gevolg van liefde. Ons almal smag na liefde. Ons almal smag na liefde. Dis as ek kon staan en weer pastoor. Liefde leef na
Here, U wys hierdie kind vir my uit. U wys hierdie kind besonder vir my uit, my God. Hier is soveel hartseer in daar. Hier is soveel hartseer in hierdie kind se lewe, Here. En U het daar met 'n rede Pornolfs toe gestuur, my God. En ek bid, o Heilige Gees, dat U hierdie hartjie sal oopmaak. En dat U elke wond sal genees in haar lewe. Elke verwerping, elke wegstoot toe sy liefde gesoek het. Elke keer wat 'n rug op haar gedraai is. Elke keer wat sy aanvaarding gesoek het, het sy nooit gekry nie. Sy voel vanmôre, Here, ek weet in my hart, want U dit openbaar. Sy voel in haar lewe verwerp. Niemand gee om en niemand is lief vir my nie. Here, net U kan hierdie genees. Niks wat ek vanmôre sê of iemand sê, my God, kan die inspraak en die krag hê is wat U, o Heilige Gees, in haar lewe gaan doen. Dankie, o Heilige Gees, dat ons haar maar net by die troon kan bring. En dat U haar sal vat hier vanaf, Here, want daar is so 'n mooi roeping ook op haar lewe. En beskerm haar, Here. Bewaar haar van alle boosheid, my God. Van elke gifpyl van die vyand wat na haar kant kom. Maak haar toe met U liefde, Here. Dat sy U teenwoordigheid elke oomblik sal voel. Daardie tye as sy so alleen voel, dat sy sal weet, Here is by my. Shalom. Ek is by jou. Vrede my kind. Vrede. Dankie, Here. Amen. 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 Kom vorentoe. Het iemand miskien 'n woordjie wat hulle wil deel? Woensdag enige tyd, my broer. Ja, ek moet jou getuienis van het pastoor begin ek die hele preek weer met Heer gespeel van my rehab-periode af tot vandag. Van my rehab af het ons geleer waarvan keuses. En pastoor het daar begin keus. En soos die hele diens aangaan, is het asof hy so in momentum en afskeid. 'n week voor Pinkster het ek nog, ek eintlik wil so sê, ek is 'n baie skaam mens vir myself. Almal in my wêreld baie gepraat het en grappig was as ek volrangerig was. En toe 'n week voor Pinkster het ek nog in Romeine gelees en asof die Vader het vir my sê, begin in Handelinge. En Handelinge gaan basies oor waar Pinkster begin. En die Here, ek is 'n baie ongeduldige mens, verskriklik ongeduldig, soos as ek in Spar instaan. En ek sien daar's net 'n lang ry, en by die middag gelos omgegaan en geloop. En dis asof die Here vir my in die Pinksterweek vir my gesê, wees geduldig, want Satan bly soveel lieg om te sê die Here is kwaad vir jou, of moenie verder eens probeer nie, want ek het nie geduld. En van Januarie af tot nou toe, en oor Desember het ek besluit, ek gaan 'n keuse maak en ek gaan begin lewe vir die Here, Jesus Christus. En in die begin was dit moeilik, want ek het nog baie diep, een voet in die wêreld, een voet in geloof. En soos pastoor ook vandag gesê, daai van die Heilige Gees praat met jou. Die afgelope week en 'n half is asof ek vinniger die Heilige Gees, hoe wat jy nou gaan doen is sonde. Jy weet. En het is amper so daai cartoons wat sê, dan sit die iemand op een skouer, duiwel op die ander skouer, en asof het raar so is. Jy voel jy dan sê, die Heilige Gees vir jou, wat jy nou gaan doen is sonde. Ja. En intussen glo ek, die Here het terug op my lank al gedraai. Want is wat staat in my kop sit, en vanoggend het ek besef, Here, dis nie waar. Die Here sal nooit sy rug op jou draai. Amen. Dis jou keuse wat jy wil maak. Dis jou keuse, en as jy daai keuse gemaak het, maak nie saak wat nie. Dit is nie, want almal dit is so 'n proses. Dan jy voel jy die kragte en jy kan doen wat jy wil.
Dit doen nie. Ek kon nooit gebid het eers vir mense. Nou begin ek al bid vir mense, ek begin praat en gesels. Sodat al wat ek eintlik wil sê is, wees geduld. Die Here lei jou, hy berei jou voor bestaan gepad. Hy gaan jou nie op een slag alles gee. Dis basies waar ek van neerkom. En dus ek sê dit vanoggend hier toe hier sit, van die begin van die bediening tot die einde. Dit het my alles sin. Dit maak met my alles. So geduld is 'n baie groot faktor. Die keuses. Wat ek beleef, wat ek vir julle as gesin kan sê is, julle trane sal verander in lofsang. Kom ons kom vorentoe en ons prys die Here. Kom saam. Kom ons meer dit wel. Kom ons gaan jy sommer hierdie mic aansit voor. Pastoor, ek wil ook net iets sê, ek voel nou net terwyl ek sit en luister na Gustav. Ek moet dit sê, daar is so baie mense wat seer het. Ek het ook al voor 'n kruispunt in my lewe gestaan. En ek wil net vir elkeen sê wat voel vir werk of enigiets, onthou net, God het ons elkeen geskep. Ons is na sy beeld geskape. En God maak nie foute nie. So nie een van ons in hierdie lewe is 'n fout nie. Elkeen van ons is spesiaal en ons is hier met 'n doel. En elkeen van ons se lewe beteken vir iemand anders. Al dink jy ook, dit wat ek sê, maak nie sin nie, maar vir iemand op iemand se oor, val 'n woord wat spesiaal is. Onthou net, elkeen van ons is spesiaal deur God geskape, hy het ons almal lief. So al voel jy ook, niemand het jou lief in die lewe nie, God sal jou altyd lief hê en jou nooit verstoot nie. Ek het nie mooi gehoor nie. Kom saam sit. Oor. Ons staan op. Anders ek het 'n kuskie bo op my. Ons het gistermiddag het ons gou geoefen, die liedjies en die Here is net goed. Dat gistermiddag 'n getuienis uitgekom vir Samantha wat ons hier gestaan het oor alles wat in hulle lewe gebeur het en die Here sê jy moet deur die probleme gaan. As jy nie probleme gehad het nie, die lewe is glad nie so maklik nie. Maar jy moet deur 'n probleem gaan om 'n getuienis te wees. En ek sê altyd, ek het 'n oom gehad, hy het altyd gesê, gebruik jou verlede as 'n getuienis om te sê, kyk waar was ek? Kyk waar is ek nou? Ons almal bly nie waar ons is nie of waar ons gewees het nie. Ons versterk, die Here is groot. Hy dra ons. Hy hou sy hand uit en almal kan sy hand vat. He is the King of kings, He is the Lord of lords, His name is Jesus, 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 oh, He is the King, and somebody believe, and someone bless our hearing, and someone Jesus, 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 believe. He is the King of kings, He is the Lord of lords, His name is Jesus, Jesus, Jesus,
die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Alive forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive. Sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, my Jesus is alive. I live in my heart, my Jesus live on down. I live in my heart, I live in my heart, my Jesus live on down. Sing hallelujah, my Jesus live, I live in my heart. Sing hallelujah, my Jesus live on down. Dankie Here vir die voorreg wat ons weer vanmôre gehad het om na die woord te kom luister. Dankie Here dat die woord wat uitgegaan het in ons elkeen se lewe vanmôre by 'n kruispunt gekom het. Elke persoon in hierdie kerk kom by 'n kruispunt of was by 'n kruispunt. Dankie Here dat U vir ons die regte rigting wys. Die verkeerde rigting sal altyd daar wees. En die mense op die verkeerde rigting sal jou altyd verder in die moeilikheid indring. Dankie Here dat U pad oop is en dat ons weet dat U ons handvat en ons lei. Here, lei ons deur hierdie week, Here. Bring ons op die bestemde tyd weer terug. U naam se wil. Amen. Daar's 'n lekker koffietjie en 'n lekker teetjie. Dit is nou daai kan wel lig, nee, dan kan wel lig. Wat dan toe nou? Sy was nou siek. Ja, bly is my kind. Hy's gekidnap. Ja, maar is nog nou weer. Hallo, kyk as hy dan. Nie lek nie kom. Haas 'n bietjie. Sy praat nou sy. Oh.